mic on already? Okay. Goeiemorgen, goeiemorgen. Goeiemorgen, baie welkom vanoggend hier by Perrevalleise gemeente. Baie welkom ook aan Huis Martina en andere wat by ons ingeskakel is deur YouTube. En dan baie welkom aan Dani Tiat wat weer vanoggend hier by ons is. Rian is met verlof van Woensdag tot vandag. En dan die deuroffer is ten bate van gemeente uitgawes. En dan vir die van julle wat nie op die groep is nie, die wegneem etes het 'n baie mooi bedrag van R4.500 wins gemaak. Ons sê weer eens baie dankie vir almal wat gehelp het en almal wat bygedra het. En dan en dan verjaarsdag, Edwina Petersen verjaar die 22ste Oktober. So ons sê vir haar ook baie geluk met haar verjaarsdag en ons bid ook die Here se seën op haar nuwe lewensjaar toe. En dan sal die kollekte nou opgeneem word. Dankie.
Is anyone among you in trouble? Let them pray. Is anyone happy? Let them sing songs of praise.
Goeiemôre almal. Julle moet maar vir my verskoon as ek so 'n bietjie rukke rol. Ek het vanoggend gehoor die band oefen 'n lied. Is seker, ek wil so graag reg wees as Jesus kom. Ek dra hierdie kroon in my hart. Julle sal die woorde hoor as hulle dit gaan sing. Kom ons sê hardop vir God die Vader, die Seun en die Heilige Gees waarin ons glo. Kom ons sê almal tesame hardop die geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en in 'n ewige lewe. Amen.
not arrogant, not boastful. Love is all things, love is eternal. True love is patience, not arrogant, not boastful. Love is eternal. And new commandment I give unto you, that you love one another as I have loved you, that you love one another as I have loved you. Ek wil glo dat Jesus regtig daar is. Ek wil so graag sê ek's lief vir hom. Ek wil glo dat die Bybel regtig waar is. Ek wil so graag reg wees as ek kom, want ek word meer en meer en meer en meer soos Jesus. Hy kom nader, nader, nader aan sy troon. My hele lewe gee ek aan Jesus, in my hart dra hy die kroon. Ek wil so graag glo dat hy die een is. Ek wil so graag sê ek's lief vir hom. Ek wil so graag bid as ek alleen is. Ek wil so graag reg wees as hy kom, want ek word meer en meer en meer en meer soos Jesus. Ek kom nader, nader, nader aan sy troon. My hele lewe gee ek aan Jesus, in my hart dra hy die kroon. Ek wil glo dat Jesus altyd daar is. Ek wil so graag sê ek's lief vir hom. Ek wil so graag glo dat die Bybel waar is. Ek wil so graag reg wees as ek kom, want ek word meer en meer en meer en meer soos Jesus. Ek kom nader, nader, nader aan sy troon. My hele lewe gee ek aan Jesus, in my hart dra hy die kroon. Here, aan U wat was en wat is en wat kom toe die eer en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Daarom genade en vrede word aan die geskenk van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle medewerking van die Heilige Gees. Amen.
I will worship you with all of my mind, and I will worship you with all of my strength, for you are my Lord. You are my Lord. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life, and I will worship you with all of my heart, and I will worship you with all of my mind, and I will worship you with all of my strength, for you are my Lord. You are my Lord. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life, and I will worship you with all of my heart, and I will worship you with all of my strength, and I will worship you with all of my strength, for you are my Lord. You are my Lord. Baie dankie vir nie. Goeiemôre. Baie welkom. Thank you for the technical guys and all the music is wonderful and all your preparation. Baie dankie. We appreciate it. Baie welkom. Dit is vir my 'n groot voorreg om saam met u te wees vanoggend. Al die mense wat siek was en wat terug is, ons baie dankbaar vir die Here. Mense wat geval het verlede keer, ek voel half skuldig omdat ek hier was. So ek het bly is reg, Koenie. Na die knieoperasie. Baie welkom terug en sterkte met die herstelproses. En verder is my voorreg om net die naam van die Here saam met u te aanbid, en saam met u te praat en saam met u te oordink. So kom ons sluit ons oor, dan praat ons met die Here, elkeen alleen en ook saam met ons, saam mekaar. Ons hemelse Vader, Seun en Heilige Gees, baie dankie vir die voorreg om saam u naam te loof en prys. Dankie Here dat ons u oë kan sluit en kan weet dat u in beheer is. Dat u van ewigheid tot ewigheid af is. Dat u vir ons ken. Heeltemal ken, soos ons is.
En daarom bid ons Here dat U die boodskap in ons hart sal graveer, sodat elkeen van ons vanoggend sal hoor en sal weet, God self het vanoggend met my gepraat. Spreek Here, U diensknegt en U diensmaagd wil graag hoor wat U vir ons wil sê. Amen. Die tema vanoggend is, God kies vir ons. Maar ek kan net maar gesê het, God is van ewigheid tot ewigheid af, God en in beheer. En is wonderlik om te weet en te weet dat God vir ons kies, tot ons eie voordeel. Tot U en my voordeel. God het van die begin af die mens op die aarde geskape en gesien dat dit goed was. En hy het vir U en my geskape gesien dat dit goed was. Vir ons aangestel as verteenwoordigers op die aarde om namens hom te regeer totdat hy kom. En dan die vraag is, hoe regeer ons namens God op die aarde op die oomblik? Maar telkens het die mens geval, en ons ken die hele geskiedenis, telkens het die mens weer geval, en God moes hom op die regte pad bring. Jona was ongehoorsaam. Hy het na Tarsis gevlug, en op die ouend moes hy na Ninive toe gaan, God hom so gedwing, sodat hy die wil van die Here kan doen, as verteenwoordiger soos God vir hom verwag. Noag het God gespaar, omdat hy 'n kind van God is, en omdat hy gehoorsaam was aan die woord van die Here. Daarom het God altyd getrou gebly. So het hy met Abraham gemaak 4500 jaar gelede. Toe hy begin het en gesê het, maar ek sal jou 'n groot nasie maak. En in jou nageslag sal al die nasies geseën word. Dit sluit U en my, wat vanoggend hier 4500 jaar later sit, sluit dit in. In jou nageslag sal jy geseën wees, en ek sal jou 'n groot nasie maak. God het ons geseën, as verteenwoordiger van ons op die aarde, van God op die aarde. Die verbondshernuwing met Moses, wat hy gesê het, Abraham se gebod, Abraham se belofte wat ek vir Abraham gegee het, gaan ek nou vir Moses gee. En Moses klim op die berg en hy met die wette van die Here, moet hy kry op 'n kliptablette wat die Here vir hom neerskryf. Ek is die Here jou God. Jy mag geen gesneede beeld maak van enigiets anders wat op die aarde is en in die hemel nie. Moses 1491 jaar voor Christus op die berg Sinaï. Die volk raak ongeduldig na 40 dae en 40 nagte. 40 dae en 40 nagte, ek weet nie hoe lank dit was nie, maar dit was 'n lang tyd wat Moses op die berg gebly het. Die volk raak onseker, die volk raak moedeloos en hulle raak ongelowig. En hulle praat van hierdie Moses doodteorie. Moses seker dood. Kom ons doen iets anders. Josua onderdruk en hy maak 'n kalf in die plaas van Moses. Nie om God te vervang nie, maar hulle soek net as dit ware is 'n standbeeld om deur die standbeeld na God te praat. Josua gaan nog en hy maak die kalfsbeeld en hy bou nog 'n altaar ook vir die Here en sê môre gaan ons 'n dag van die Here hê. So hulle het die altaar vir die Here gebou en daar is die kalf was dan net die Moses se plek, nie in God se plek nie. Die viering ter ere van God ontaard in 'n willepartytjie. En die volk van God, die verteenwoordigers, breek die verbond van die Here, skeer dit as het ware op, vernietig dit, oortree die tweede gebod, jy mag geen gesneede beeld maak van wat in die hemel is of op die aarde is nie. Moses het kwaad geword, die tablette toe hy die berg afkom stukke te gegooi, die kalf fyn gemaal in die water gegooi en gemaak het, gedwing dat hulle moet drink, en al die leiers van die volk, wat die partytjie gereël het, doodgemaak. Hulle sê, daar is iets soos 3000 daai dag doodgemaak. God het kwaad geword vir sy volk, wil sy volk vernietig. Hy gesê, ek is klaar met die volk, ek gaan nie meer saam met hulle trek nie. Moses teleurgesteld en kwaad, en hy praat met die Here, en hy tree in vir sy volk. En hy sê, Here, U het hierdie volk uit Egipte verlos. Die Egiptenare gaan ons spot.
sê hulle. En die belofte wat u vir die volk gemaak het, dat ek sal saam met julle wees tot die ewigheid. Hierdie belofte gemaak. U kan dit nie nou verbreek nie. En God verander sy plan te wille van die mens. En God spaar die volk. God kies altyd tot voordeel van die mens. Omdat u en ek verteenwoordigers van God se volk. Jeremia 31 vers 31 tot 34 so pragtig. Dan sê die Here, dan praat hy van 'n nuwe verbond. Jeremia 31 is geskryf 600 jaar voor Christus. Daar kom 'n tyd, sê die Here, dat ek met Israel en Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Dit sal nie wees soos die verbond wat ek met hulle voorvaders gesluit het nie, toe ek my aan hulle hand gevat het en in Egipte laat trek het nie. Hulle daardie verbond wat ek gesluit het hulle verbreek. Al was ek getrou aan hulle, sê die Here. Dit is die verbond wat ek aan die toekoms met Israel sal sluit, sê die Here. Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit hulle gedagte vas lê. Ek sal hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. 'n Man sal nie meer vir sy buurman of vir sy broer voorhou, jy moet die Here dien nie, want almal sal my dien, klein en groot, sê die Here. Ek sal hulle oortredings vergewe en nie meer aan hulle sondes dink nie. God sê deur Jeremia 600 jaar voor Christus, ek gaan terwille van my mense, terwille van my verteenwoordigers op die aarde, gaan ek 'n nuwe verbond sluit. En in my verbond, in my hart, in hulle hart sal my gees wees. En sal my woord wees. En ek sal hulle sondes vergewe. En ek sal altyd by hulle wees. God altyd 'n beheer. Kies altyd vir sy volk. Ek sal my woord op hulle harte skryf en hulle gedagtes vas lê. En ek sal hulle oortredings vergewe en nie meer aan hulle sondes dink nie. Die nuwe verbond 600 jaar voor Christus waarvan Jeremia skryf is die Nuwe Testament van die koms van Christus. Die verbond van genade, die verbond van liefde, die verbond van die Heilige Gees wat in ons hart woon, die verbond van die koms van Christus, sodat elkeen van ons vanoggend hier vry kan uitstap. Ballingskap en straf was nooit en is nooit die einde van die pad van God met die mens nie. Ek sal vir jou 'n God wees en hulle sal vir my volk wees. Daarom skryf Esegiel ook so pragtig. Esegiel ook 'n hele klomp 100 jaar voor Christus. Esegiel 11 vers 19 en 20. Ek sal vir hulle 'n ander hart gee. Ek sal 'n nuwe gees onder hulle laat posvat. Ek sal hulle kliphart uit hulle hart wegneem, uit hulle liggaam wegneem. En ek sal hulle vir hulle hart van vlees gee. En dis presies waar u en ek vanoggend sit. Met die voorbereiding van Kersfees, met die nuwe verbond, met die God wat in ons harte woon, deur sy Gees wat sy woord vir ons gegee is. Ek sal vir hulle volk wees en ek sal hulle oortredinge altyd vergewe. In die nuwe verbond het God sy seun gegee, sodat niemand verlore kan gaan nie, maar elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. So het God sy genade en sy verbond met Abraham en sy belofte gehou. So dikwels probeer u en ek, as kinders van God, probeer ons die Here dien op ons eie manier, volgens ons eie verstand, omdat ons nie die ewigheid van ewigheid tot ewigheid die Here ken en weet hoe groot en almagtig hy is. Nie altyd besef, nie altyd weet nie altyd werk volgens sy wil. Die volk wil maar net 'n middelweg hê tussen God en hulle self en te bou hulle kalf. Ons is ook partykeer besig om op die aarde vir ons soort kalwe te bou, sodat ons nie altyd die wil van God verstaan nie. Kom ons besluit vanoggend maar net dit. Klaagliedere 3 vers 18 en 24. Die Here is my lewe. Kom ons besluit vanoggend Psalm 16 vers 6 en 11. U leer my hoe om te lewe, skryf Dawid.
Kolossense 3 vers 17. Wat jy ook al doen, doen dit in die naam van die Here. Mag die Here God gee, dat elkeen met hierdie voorbereiding van Kersfees werklik sal besef dat God kies vir ons, al hierdie eeue. God het nog nooit vir ons verlaat nie. God seën ons. Ons is geseën as geseënde mense, maar ook met 'n taak van verteenwoordigers op die aarde, om sy beeld uit te dra, solank ons hier is. Mag God gee, dat elkeen vir ons so sal lewe, as verteenwoordigers van God, soos hy vir ons verwag. Amen. Here, ons buig laag voor die troon, en ons vra as sondaars, vra ons om vergifnis. En ons bid, Here, dat U ons uit genade sal lei en sal bewaar. Dankie dat U ons klaar geseën het, en dat U alles op die aarde geseën het, dat U bo alles die mens geseën het, elkeen van ons, dat U ons lief het en wil hê dat ons maar net volgens U wil moet lewe. Dankie, Here, dat U kies vir my, ten spyte van wat ek is. En ons bid, Here, vir ons bekommernisse, ons nood en ons vrae in ons hart, ons onsekerheid, of het nou siekte of finansies is. Ons bid U dat U dit vir ons, dat ons dit vir U sal gee, sodat U ons die las ligter sal maak. Want U sê vir ons, werp jou bekommernisse op my, want ek sorg vir julle. Here, bewaar ons van die bose. Laat U koninkryk kom in ons lewe, en lei ons in die versoeking nie, want aan U behoort die koninkryk en die krag, en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen.
Jesus knows our every Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. God het elkeen van ons geseën as geseëndes van die Vader deur genade en liefde. En as verteenwoordigers van die Here, kom ons gaan leef dit uit vir die res van ons lewe. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van u bly tot in ewigheid. Amen. Laat hierdie vrede deur my vloei. Waar hart is, laat dit daar liefde brand. Laat ek in pyn as maar vertroostend wees. En krag gee deur geloof in die O Heer, help my om altyd so te lief, om ander oor as myself te hou. Ja, om lief te hê, ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwag. Laat hierdie vrede deur my vloei, en laat ek hoop gee waar daar twyfel is. Oor ek wil die lig en duisters laat skyn. Laat ware vreugde altyd uit my straal. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander oor as myself te hou. Ja, om
koning regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bestaan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wag, hy die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. He is sound as thunder, there shall never go retreat. He has swept out every heart of man before the judgment seat. Oh, be sweet, my soul, to answer the jubilee, my feet. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. In the beauty of the lilies, Christ was born across the sea, with the glory in his bosom that transfigures you and me. As he died to make men whole, let us die to make men free. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. His truth is marching on. His truth is The Messiah is the King of Kings. The Messiah is the Lord of Lords. The Messiah is The Messiah is the King of Kings. The Messiah is the Lord of Lords. The Messiah is the King of Kings. The Messiah is the Lord of. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. The Messiah is the King of Kings. The Messiah is the Lord of Lords. The Messiah is the King of Kings.